Vandag gaan ons kyk na misleiding nommer 4, die bedrog van die skriftelike feestye. So wat is die feestye of vasgestelde tye? Ons kyk na die Strong's Concordance, H4150 van H3259. Die woord is Moed. Dit is an appointment, a fixed time or season, specifically a festival, an appointed time. Nou, ons lees in Leviticus 23, waar Jehovah vir ons die verduideliking gee en die belangrikheid gee van sy heilige feestye vir sy kinders, vir hom. Ons lees Leviticus 23 van vers 1. And Jehovah spoke to Moshe, saying, Speak to the children of Israel, and say to them, The appointed times of Jehovah, which you are to proclaim as set-apart gatherings, my appointed times are these. Jehovah is baie duidelik hier, hy sê dit is syne, en ons moet nie mors met dit nie. Hy sê die Sabbat, wat weekliks bepaal word deur die son, so dit is elke dag word getel, 6 dae, en dan die 7de dag is sy Sabbatdag. Leviticus 23 vers 3. 6 days work is done, but the 7th day is a Sabbath of rest, a set-apart gathering. You do no work, it is a Sabbath to Jehovah in all your dwellings. Ons kan nie dit verkeerd verstaan nie, dit is baie duidelik. Nou, dit is die Sabbatdag, die verbondsteken wat Jehovah met sy kinders gehad het, die 7de dag. Nou, Jehovah het nog ander afgespreekte dae met sy kinders, die heilige feeste, wat ons lees van vers 4 aan, en julle moet maar die hele hoofstuk gaan lees, dan kan julle van al die feeste leer, maar ek gaan net na die eerste een kyk, om te wys dat die heilige feeste word bepaal deur die maan. So die weeklikse Sabbatdag deur die son, en die heilige feeste deur die maan. Vers 4. These are the appointed times of Jehovah, set-apart gatherings which you are to proclaim at their appointed times in the first new moon, on the 14th day of the new moon, between the evenings, is the Pesach to Jehovah. Nou, hier is 'n paar belangrike punte. Ons moet besef dat die weeklikse Sabbat elke week gebeur, sonder uitsondering, en dan wat deur die son bepaal is, en dan die heilige feeste, wat deur die maan bepaal word, en dit is between the evenings, met ander woorde van sononder tot sononder. So jou weeklikse Sabbatdag begin Vrydag sononder tot Saterdag sononder. En dan, as jy die res van die hoofstuk wil lees, gaan lees dit asseblief, dan sal hy vir jou verduidelik van die res van die feeste, maar ek sal hulle net noem. Ons het dan die weeklikse Sabbat, wat sy verbond met sy mense is, dan kry ons die Pesach, gered deur die bloed van die lam, ongesuurde brood, die verwydering van sonde, eerste vrugte, is opgewek uit die dood, weke, ontvang van sy gees, die Torah, trompette, die aankondiging van Jehosja se terugkeer, versoeningsfees, dit is die oordeelsdag, en dan huttefees, om vir altyd saam met Jehovah te leef. Nou dit is, wat hierdie prentjie nou vir jou skep, is Jehovah se reddingsplan vir sy kinders. As jy nie deel is van hierdie reddingsplan nie, kan jy nie gered word nie. Dit is so belangrik dat jy dit verstaan. En Jehovah waarsku ons hieroor, dat die mens dit gaan wegneem. Die verlossingsplan om sy mense te red, het die kerk, of die kerkvaders, verwyder. Jeremia 8 vers 6. I have listened and heard, they do not speak right. No man has repented of this evil, saying, What have I done? They all turn to their own course, like a horse rushing into battle. Even a stork in the heavens knows her appointed times, and a turtle dove, and a swallow,
and the thrush guard the time of their coming. But my people do not know the right ruling of Yahuwah. Kan jy sien in vers 6 sê they all turn to their own course. So wat het die kerk gedoen? Die belangrike goed uit die skrif geneem, met die Christen teologie vorendag gekom, en dit wegneem van Yahuwah se waarheid, na hulle eie waarheid, wat hulle dit aan julle verkondig. Die wegneem van die heilige feeste, die wegneem van die Sabbatdag. Daniel het ons ook gewaarsku, baie duidelik. Daniel 7 vers 25. And it speaks words against the Most High, and it wears out the set-apart ones of the Most High. And it intends to change appointed times and law. Sien, appointed times is die feestdae, and law, dis die Torah. Ook in Isaiah 24 vers 5 lees ons die volgende. For the earth has been defiled under its inhabitants, because they have transgressed the Torah, changed the law, and broken the everlasting covenant. Daar word al Yahuwah se wette en heilige dae ingesluit. So hoe die kerk dit reg gekry? Wel, die duiwel is baie slim. Ons moet teruggaan na die eerste boek, eerste hoofstuk van die woord van ons Hemelse Vader. En daar het hulle dit crucially verander. Kom ons kyk. Genesis 1 vers 14, ek lees van die King James. And God said, let there be lights in the firmament of the heaven, to divide the day from the night, and let them be for signs, and for seasons, and for days, and years. Nou, seasons, as ons nou gaan kyk na die concordance, die Strong's Concordance, H4150, sê appointed times. Seisoene is vasgestelde tye, want hulle kom altyd op 'n sekere tyd. Maar alle vasgestelde tye van Yahuwah is nie seisoene nie. Seisoene, somer, winter, herfs en lente. Dis vasgestelde tye, want dit gebeur op 'n vasgestelde tyd. Die blare van die bome weet net wanneer om af te val en wanneer dit weer moet teruggroei. Vasgestelde tyd, op Yahuwah se tyd. Maar die woord seisoene in die King James, wat ons nou net gelees het, verwys nie na die afgespreekte tye of die skriffeeste van Yahuwah nie. En dan kan die leser nie die kloutjie by die oor bring nie. Kom ons kyk wat sê dit in the scriptures. And Elohim said, let lights come to be in the expanse of the heavens to separate the day from the night, and let them be for signs and appointed times, and for days and for years. Kan julle sien? Nou, as iemand lees appointed times, en hulle weet nie wat dit is nie, dan gaan hulle dink, wat is dit? En dan gaan hulle 'n bietjie verder kyk. Maar as hulle sê seisoene, dan weet hulle dadelik, hier is somer, winter, lente, herfs. Nou, kom ons gaan kyk nou na Levitikus 23 weer. Gaan die leser van Genesis 1 vers 14, wat lees van seisoene, gaan soek? Nee. Maar as hulle lees van appointed times, gaan hulle soek, en dan gaan hulle die volgende kry. Soos ek reeds gesê het, die son herinner ons aan die weeklikse aangewese tyd, en die maan wees ons na die hoë dae of aangewese feestydde. Levitikus 23 vers 4. These are the appointed times of Yahuwah, the set-apart gatherings which you are to proclaim at their appointed times. Nou as hulle appointed times lees in Genesis, en hulle lees appointed times hier, gaan hulle die verduideliking kry. So, dit is dan die rede hoekom die kerk nie die verlossingsplan van Yahuwah ken en vier nie, want hulle lidmate bring nie die skakel tussen seisoene en aangewese tye bymekaar nie. Wat Yahuwah se verlossingsplan is, en dit is baie, baie belangrik. Yahuwah beveel ons om die Moedim of aangewese tye of skriftuurlike feeste van Yahuwah te hou. En hy sê die volgende, in Deuteronomy 16 vers 16,
3 times a year. All your males appear before Yahuwah your Elohim in the place which he chooses at the festival of Matzot, and at the festival of Shavuot, and at the festival of Sukkot. And none should appear before Yahuwah empty-handed. Nou, Matzot is Pesach, Shavuot is weke, en Sukkot is die Hittefees. Dit is gehoorsaamheid aan Yahuwah wat ons red. Yahuwah sê in Hebreërs 5 vers 9, and having been perfected being Torah observant, om Torah gehoorsaam te wees, he became the causer, dit is Yahusha, of everlasting deliverance to all those obeying him. As ons sy woord gehoorsaam, word ons gered. Gehoorsaamheid lei tot volmaaktheid, lei tot verlossing. Halleluja.